deur. En ek verstaan nie eintlik op hy oomblik, maar hoekom dit is. Maar toe opstaan, toe sê die Here vir my woord duidelik, buitengewoon, 'n geloof, ver buitengewone aksie. Die Bybel sê, geloof sonder die werke is totaal dood. Dat baat jy het geloof, halleluja, maar daar is nie 'n werk nie. En terwyl die Here met my dit praat, prys die naam van die Here, gaan sit ek, en die Here begin gedeeltes met my begin deel, prys die naam van die Here rondom, waar persone die geloof gehad het, maar hulle het omgesit in 'n aksie. En die aksie was buitengewoon. Dit is nie normaal om dit te doen nie. Prys die naam van die Here. So ek gaan volgende, halleluja, die eerste gedeelte wat ek wil hanteer, is die verlangde man van Kapernaum. Die verlangde man van Kapernaum. En dis in Markus 2 vers 4. Die Bybel sê, en toe hulle vanweë die skare nie naby hom kan kom. Nou moet jy al klaar hoor. Wat hier gebeur? Hulle staan met 'n verlangde man aan die skare. En weens die skare kan hulle nie by Jesus kom nie. Want Jesus is by 'n sentrale plek, waar hy so omsingel het, dat het onmoontlik is, prys die naam van die Here, om deur te gaan en by hom uit te kom. Maar hoe kan sy in die woord? Hy sê hulle nou, maak die dak oop waar hy was. Halleluja! Hulle doen iets buitengewoon. Waar jy by 'n deur moet ingaan. Besluit hulle om dit daar in toegang is. Ons klim op die dak. Ja, die Bybel sê, en nadat hulle die dak oopgemaak het hulle die bed waarop die verlangde man gelê gelaat sak. Here, prys U. Hierdie 4 manne, prys die naam van die Here, was nie beperk in die skare nie. Toe daar beperking is, halleluja, toe breek hulle deur die beperking. En dan vat die man, terwyl ek nou so weer met die wegbring en kom terug. En ek dink myself, die verlangde man, kom ons vat ons net gewoonlik in sy toestande. Die Bybel sê, halleluja, Jesus noem dit. Jesus sê die eerste ding vir hierdie man. Hy sê, jou sondes as jou vergewe. Wat beteken dit? Vir my sê, as ons in 'n menslike hoedanigheid sit, dat is baie kere wat ons gestraf word as gevolg van ons sonde. So heel moeilik het die man verlang gelaat. Die hele straf wat hy gekry. Hy het sy bene was lam, sy arm was lam, maar hy was by 'n plek waar hy miskien nog kon gehou het. Halleluja, ek gaan vir julle daar 'n plek toe bring. Die Heilige Gees sal my aan 'n ander plek toe rondom hierdie man. Weet jy wat so mooi is? Hierdie mense, hierdie 4 manne, hulle het moeite gedoen om die man op die dak te kry. Terwyl hy daar sit, sê die Here, sal daar 'n wonderwerk gepleeg was, as daar nie 'n verlangde man was. Kan nou net weer. Die verlangde man is die eerste persoon aan hierdie gedeelte. Dan sê die Here vir my, die 4 manne as die tweede gedeelte in hierdie verhaal. Maar profeties, as hier die begin, ja, en alles begin by die verlangde man. Volgens wil God met aan die begin. Ongeacht wat die positie is, ook die omstandighede is, hy wil by jou begin. En die een profeties is begin. Die Here begin by die man van Kapernaum.
Ja, nou moet jy nou self sê man, as die man, hy is die begin, hy is die, en die vierde persoon as die skepping, wat wil God maak? En die Here sê vir my, tel gewoon met mekaar, 1 plus 4 is 5, hoor net wat gebeur. Jy weet, die getal 5 profeties, beteken genade. Toe hulle die man laat sak, en in God se teenwoordigheid kom, toe sa genade, want die getal wat hulle weet is 5. Halleluja! God bewys sy genade. Waar hy vir hom sê, jou sondes is jou vergewe. Jy weet wat maak die Here? Die Here begin heel eerste ding by die man se hart. Amen. Die Here wil by ons hart begin. Want as jou hart bereik het, dan kan jy jou hele liggaam gesond maak. Want toe sy sondes vergewe, toe sy hart reg, en toe sy hart reg, toe sê Jesus, staan op, neem jou bed op, en loop. Halleluja. 'n wonderwerk geskied. Die buitengewone geskied. Ja, dierbares, God wil vandag 'n buitengewone ding vir u doen. Maar hy soek 'n aksie. Amen. As jou geloof vanoggend so is, dan wil die Here vir jou sê, ek wil vir jou buitengewone ding doen. Kry jou hart net reg gefokus. Kry jou geloof reg ingestel. En dan wil jy aksie neem om te sê, Here, hier is ek. Ja, dis as die Here vir my sê, gestel nou, want die maar is, as ons met die dinge bietjie in 'n meer praktiese hoedanigheid kyk, nee, as ons so prakties kyk, dan wil ek wel sê, die man kon met hierdie ander 4 manne gepraat het. Hoor jy die maar is? Hy moes hulle gesê, ek wil vandag genees het. Ten alle koste, dan maak nie saak, hoe ek genees het kry nie. Toe sê die 4 manne, maar dan moet ons die enigste oplossing ons met die dak moet maak. Jy! Toe hulle nie! Toe die manne nie! Toe daar genade kom! Daar is vrymaking! Daar is verlossing! Hy is as hy herstelde persoon, het hy gestap. Sê die Here so prys. Amen. Oh, dat is wonderlik. Ek sê vir jy terwyl ek daar sit, sê die Here vat my. Here vat my in Joshua 6. Amen. Die Here gee vir my 'n opdrag, 'n buitengewone opdrag. Amen, die was. Hulle staan hier. Nou, hulle die Here gesê, hulle gaan Jericho in beslag lê. Hulle gaan hom in besit neem. Nou staan hulle hier. En die Here sê vir hulle, luister hier. Julle moet eers 7 maand, vir 7 dae, moet julle om Jericho, moet julle om die mure beweeg. Ek sê vir toe die manne aanklap water van my sê, ons moet om die kerk hard doen. Dan gaan die Here ons 'n dak gee. Toe dink ek, jong, dat jy nou reg in jou kop. Sien die mannes? Die ding wat hulle moet doen, as buitengewoon. Dan lyk nie normaal nie. Ons moet nou maar net loop. Oh, hulle loop die eerste dag. Amen. Hulle loop die tweede man, vir die tweede dag. Vir 7 dae. Maar op die 7de dag, die 7de dag, moet hulle 7 maal rondom daai Jericho loop. Amen, diebares. Dink jou, vir die mense se kan begin moeg raak. Maar amen, hulle het geloof gehad, want hulle het op God vertrou. Halleluja, vanmorgen moet ek sing. Ek weet op wie ek vertrou. Ek is verseker
buitengewoon. En hulle het geskree. Wat? Hulle het 'n buitengewone geloof gehad in hulle God. En hulle het buitengewone aksie om te skree, weet wat gebeur? Die mure begin val. Halleluja! Halleluja! As baie kere wat die vyand jou wil stil maak om met God te praat, halleluja! Jy wil nie meer vir jou kinders bid nie. Jy wil nie meer vir jou omstandighede bid nie. Jy wil nie meer jou familie bid nie. Jy wil nie meer, halleluja, vir die uitkoms bid nie. Want hy wil jou stil maak. Maar vanmorgen wil God wat sê, jy moet begin skree. Halleluja! Sodat jou nie, dat begin val. Dat jou nie, dat begin dat duivel. Prys die naam van die Here. En hulle het ingestap. En die stad besit geneem. Halleluja. Derde geval in die baas. Buitengewoon. Die blinde Bartimeus, hy sit daar. En hy hoor hoe Jesus kom hier verby. En hy begin roep. Toe hy begin roep, dis die disciples. Boeta, hou jou mond. Jy moet stil bly. Die disciples sê, "Kom stil bly." Maar toe hulle sê, "Bly stil." Toe roep hy uit. Halleluja! Hy sê, "Seun van Dawid, wie is my barmhartig? Dat maak nie saak aan wat omstandighede is. Jy moet tot God roep. Jy moet tot hom roep." Die Bybel sê, en Jesus het gaan stilstaan. Vanoggend wil God by jou omstandighede stilstaan. Maar jy moet roep. Amen, die was. Hoor jy, buitengewone ding. Hy wil het aan mekaar roep. Harder genoeg. Maar sy geloof, uiteindelik die Here sy oë aangeraak. En sy blindheid het die Here verwyder. Miskien is dit ook so, dat die vyand jou al so verblind het. Jy lewe nou al so in vrees, en in twyfel dat jy jou uitkoms kan sien. Amen! Maar die Here wil eers moet weer roep. Ons moet weer roep. Want hy wil die skalle van twyfel, die skalle van op mense fokus, die skalle van vrees, wil hy vanmorgen afhaal, sodat hy kan sien, dat hy die Here is, ons gee die Here so prys. Ja, dis wonderlik, buitengewone geloof, amen, ver buitengewone aksie. Dit wil hy nou sê, dit ver buitengewone optrede. Sien jy nie waar is, om dakke op te maak, om in te kan kom, prys die naam van die Here, om alle harte te roep, prys die naam van die Here, om vir 7 dae heel woonlik in vasting en gebed te gaan. Sien jy die waar is, vir jou saak, ons wil nie eens meer vas sien, amen, maar wat sê die woord, hierdie geslag sal alleenlik deur vasting en gebede oorbrug word, amen. Het jy al gevas vir werk? Het jy al gevas vir jou probleem? Het jy al gevas vir jou kinders? Het jy al gevas vir jou omstandighede? Amen. Amen, die waarheid. Wanneer jy een sacrifice maak, kom ons kyk in die laaste gedeelte. Ek sê ek is ook net om jy te bemoedig oor buitengewone geloof, ver buitengewone aksie. Kyk hierdie vrou, Ester 4, in hierdie boek lees ons hoe Ester dit gewaag om ongenooi in die voorportaal van die paleis op te daag. Mense, jy mag nie
redelik sterf as sy, al is sy vanmôre die koningin. Daar is mense wat hulle dan klaar as hy is klaar met jou. Jy sal het nie maak nie. Niks sal uitwerk nie. Maar vanmôre sê die Here, halleluja, hoor wat sê Esther. Al kom ek kom. Maar ek is bereid om te sterwe ter wille van 'n volk. Halleluja. Halleluja, wie is bereid om 'n sacrifice te doen? Vandag wil ek hierdie God van Abraham, Isak en Jakob vra om 'n deurbraak te bespoedig. Weet jy my gaste? Die sê die Here is baie verwensing. Mense wat jou verwens het. Maar vanoggend stop die Here dit. Mense wat vloeke op jou gesit het. Die Here sê ek stop dit vanoggend. Al wat ek wys is buitengewone geloof en 'n aksie. As al wat ek wys. Die weet, daar's die Here sê daar's buitengewone mense se lewe gesit. Amen. Jou eie familie het die bouing aangesit. Wat jou nie voorspoed gee. Ek het baie keer aan dink. My jongste broer. Die mense sê nie goed in hulle dronkenskap. Ons vat dit ligtelik. Maar wat sê die Bybel? Hy sê nie, dis net vir die gelowiges wat hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Nee, die was. As iemand 'n vloek op jou sit, dan moet jy vloek kanselleer. Amen, die was. Want anders tref het jou. Ons het baie keer mense vervloek jou. Jy as kind van die Here spreek niks. Jy kan nie vorentoe nie. Jy kry nie bevordering. Jy van die een werk na die ander werk. Die een teleurstelling na die ander. Hoekom? Omdat hy vloek vanmôre moet gebreek word. Halleluja. Wanneer ons gaan speel, dan gaan Juffrou Bekers en oom Ellen hulle die vloeke breek. Haar sluiers gesit. Jy verstaan jouself nie. Jy is so goed voorberei. Hier is mense wat seker die toets in die eerste plek moet geslaag het. Dit het eers die derde maal gemaak. Sien jy, ons dink maar sommer net so, as 'n sluier gesit. Sien jy wat die sluier maak? Jy het alles geken, jy was goed voorberei. Maar nou is jy nie aan hy kantoor stap. Dat is het alles. Jy weet dan nou, hoekom antwoord ek dan nou so verkeerd? Dis die sluiers wat daar is. Wat die Heilige Gees sê, wat ons vanoggend moet breek. Amen. Doorwagte, hierdie dorp is vol door. Vol door. Ek sê vir die gelowige susters, hulle parels toe die probleem het gery. Die ouderlinge in die gemeente het Paulus ook toegery. Amen. Amen, die maas. Jy kry mense, prys die naam van die Here, as God nie meer wil uitwerk nie. En jy is gesien, dan gaan hulle na toerdokters om goed op jou te sit. Jy verstaan jouself. Amen, prys die Here. Maar vanoggend gaan ons dit breek. Amen. Weet jy hoe gaan ons dit breek? Die Bybel sê, toe Esther in die vooraltaar staan, toe kom die koning uit, en baie mense gedink, sy gaan nou sterwe. Jy vanmôre steek die God die goue scepter uit, na jou omstandighede toe, waar jy jou bevind, en sy vind genade. En die koning sê vir haar, koningin Esther, wat is jou probleem? Halleluja. En toe sê dit bekend maak, toe Haman nogal, prys die naam van die Here,
jy moet vandag hoor, as ons vandag die vloeke breek, hoor juffrou Bekes, daar stuur jy terug. Die verwensings breek, daar stuur jy terug. Amen. Hoor wat gebeur? Die man wat alles beplan het, Haman, hy neem wel van Mordechai, halleluja, gaan oprug. Toe die saak bekend raak, toe word hy aan sy eie gang gehang. Die persoon wat jou gekurs het, die kurs gaan vandag terug. Die persoon wat jou verwens het, die verwensing gaan vandag terug. Die toon mag stuur ek terug. Ek stuur hom terug. In Jesus se naam. Ons breek dit vanoggend. Ons maak ons mense vanoggend vry. Terwyl ek daar sit en sê die Here, nou sal jy voorspoedig wees. Dierbare as jy weet, ons mense wat hier sit, jy weet wat op jou is. Jy weet. Ek hoef nie jou te sê nie. Amen. Anders moet julle maar allemaal dat juffrou vir julle bid, en ek moet ons speel. Nee? Ek gaan vir ons sister Christelino vra om die mense te kom bid. Ja, sy is iemand of weet, sy is op die plek in Oorlog Ellen, hulle 3, want ons wil nie 'n lang saak hê. Sê vir hulle, maar iemand weet, dis konfidensieel. Amen. As 'n persoon vir jou gesê, en jy sit die hande op hom, dis gebreek. Is dit fyn so, diebaar? Is fyn so? Amen. Prys die Here. So dit is die woord van die Here, jy kan hom afsit.